So, hoe doen 'n mens dit? Hoe verduidelik jy 'n groot komplekse idee soos volhoubaarheid vir 'n 12-jarige op 'n manier wat hulle nie net verstaan nie, maar wat hulle ook inspireer? Wel, dis presies ons uitdaging vandag. Ons gaan 'n bietjie agter die skerms en wys julle stap vir stap hoe ons twee verskillende bronne sou vat en dit omskep in een kragtige les. Hier is die opdrag wat ons gekry het. Ons begin met 2 Suid-Afrikaanse lesplanne wat oor volhoubaarheid gaan en die einddoel, 'n les wat 'n graad 6 leerder sal aangryp en dalk selfs motiveer om 'n verskil te maak. So, kom ons breek af hoe ons dit sou aanpak. Reg, hier's ons plan van aksie. Eers kyk ons na die bronmateriaal self. Dan, die heel belangrikste, ons definieer daardie kernbegrip. Daarna stel ons die probleem, ons bied die oplossing aan en dan, heel aan die einde, bring ons alles bymekaar met 'n finale, kragtige boodskap. Kom ons spring sommer dadelik weg. Nou ja, om enigiets goed te verduidelik, het jy natuurlik goeie bronmateriaal nodig. Vir hierdie taak gaan ons 2 Suid-Afrikaanse lesplanne kombineer. Die een is 'n baie direkte, basiese raamwerk en die ander een is baie meer gedetailleerd, amper soos 'n storie. En dis juis in daardie kombinasie waar die ware magie lê. Dink daaraan so, die een bron gee ons die wat, die feite, die struktuur, die skelet as jy wil, maar die tweede bron gee ons die hoekom, die storie, die emosie, die hartklop wat die feite laat lewe. Ons doel is om die duidelikheid van die een te vat en dit te kombineer met die hart van die ander. So, waar begin mens? Wel, by die heel belangrikste woord van die hele les, volhoubaar. Want, kom ons wees eerlik, as 'n kind nie hierdie een konsep verstaan nie, val die res van die les heeltemal plat. Die definisie moet dadelik sin maak, en dit moet persoonlik voel. En kyk net hierna, hierdie definisie, wat direk uit ons tweede bron kom, is net, wel, dis perfek. Dis nie tegnies of akademies nie, dit praat oor die toekoms, dit praat van ons kinders, dit skep onmiddellike emosionele konneksie. Skielik gaan dit nie net oor die omgewing nie, dit gaan oor mense. As ons die 2 benaderings langs mekaar sit, sien ons die een is heeltemal korrek, maar miskien 'n bietjie koud. Die ander een maak dit onmiddellik persoonlik. So wat's die oplossing? Ons smelt hulle saam. Volhoubaar beteken om die omgewing te beskerm sodat daar genoeg oor is vir toekomstige geslagte. So kry jy duidelikheid en impak. Goed, so nou weet die kinders wat volhoubaarheid is. Maar die groot vraag is, hoekom moet hulle omgee? Die mees direkte en tasbare manier om dit vir kinders te verduidelik, is om te fokus op 'n probleem wat hulle elke liewe dag sien, rommel, of soos die lesplan dit noem, afval. Ons gebruik die bronmateriaal om 'n baie duidelike prentjie te skets. En dis nie 'n abstrakte idee nie. Nee, ons praat hier van massiewe rommelhope, van gifstomme wat in die grond inlek en van diere wat doodgaan. Hierdie beelde is kragtig en dit maak die probleem dringend en baie werklik. Reg, so ons het die probleem op die tafel geset. Dis groot en is bietjie skrikwekkend. Wat nou? Gelukkig bied die lesplanne 'n perfekte en baie maklik onthoubare aksieplan, die 3 R'e. Dit gee die leerder iets prakties en bemagtigend om te doen. En vir elke R gebruik ons eenvoudige, direkte voorbeelde. Vir verminder, die idee om nie 5 pakkies skyfies te koop as jy net 1 nodig het nie. Vir hergebruik, daai ou konfytbottel wat 'n drinkglas of 'n pennehouer word. Juis hierdie voorbeelde is die sleutel. Dit bring die konsep uit die teorie uit en plaas dit direk in die kind se hande. En van die 3 R af, brei ons die idee uit na alledaagse besluite. Die doel is om die leerder te help skei van iemand wat net goed gebruik, na iemand wat 'n aktiewe, slim verbruiker is. Dit gaan alles oor die krag wat in jou keuses lê. Die konsep van koop plaaslik is 'n briljante voorbeeld hiervan. Die bron verduidelik dit perfek. Jy kry 'n appel wat van oorsee afkom, teenoor tomaties wat van die boer net buite die dorp afkom. Hierdie eenvoudige storie wys die direkte verband tussen jou inkoopmandjie en die rook wat uit 'n vragmotor se pyp kom. Dit maak 'n globale kwessie plaaslik en verstaanbaar. En dan kom die groot oomblik. Die oomblik waar alles bymekaar kom. Die lesplan stel hierdie briljante, eenvoudige demonstrasie voor. En ons sou dit as 'n direkte vraag aan die gehoor stel. Dis nie net 'n les nie, dis amper 'n raaisel. Watter een van hierdie 2 is die volhoubare keuse? En hoekom? Die antwoord is so eenvoudig en tog dis ongelooflik kragtig. Dit kom alles neer op hierdie een enkele item, daardie herbruikbare sak. En hier is die openbaring. Dis die oomblik waar die abstrakte idee van volhoubaarheid ongelooflik konkreet word. Een sak vervang honderde.
Deur hierdie enige treffende feit verwys in so 'n klein persoonlike aksie 'n massiewe positiewe impak kan hê. En dit, op die ou einde, is die kern van die hele les. Goed so, terwyl ons dinge begin afrond, moet ons alles bymekaar bring. Ons moet die kernboodskap opsom vir beide die hipotetiese leerder wat na hierdie les kyk en vir ons wat vandag hierna kyk. Wat is die uiteindelike finale les? Te wegneempunte is redelik duidelik. Ons alledaagse keuses het 'n impak op die planeet. Die 3 R'e gee ons 'n eenvoudige aksieplan. Klein veranderinge, soos om 'n herbruikbare sak te gebruik, maak 'n regtige groot verskil. Maar vir ons as kommunikeerders is daar 'n 4de les. Dit is duidelike, eenvoudige en emosionele kommunikasie wat mense werklik bemagtig om aksie te neem. En ons sou hierdie verduideliking afsluit met hierdie kragtige aanhaling direk uit die bronmateriaal. Die aarde is die enigste tuiste wat ons het. Dis 'n oproep tot aksie, 'n herinnering aan ons gedeelde verantwoordelikheid en dit los ons met 'n finale, deurdringende gedagte. Hoe kan die keuses wat ons vandag maak, daardie enigste tuiste van ons help beskerm?